Wat 'n voorreg om saam met jou op 'n Sondag aan te kuier en glo vir oggend se diens. Het jy in 'n besonder baie geniet, nes ek vanoggend in Eastland hier in Pretoria bedien en ja, ek het net ervaar hoe selfs terwyl ek bedien het, jy weet hoe kragtig, jy weet die Here vanoggend tot ons harte gespreek het deur daai afleiding en daai misleiding en dan vind afval plaas. Kom ek en jy in ons lewens strewe en jaag heiligmaking na, om, jy weet, God se genade is vir ons groot, maar ons het daagliks in ons handel en wandel 'n stryd tussen lig en duisternis. En elke dag moet ek en jy in ons lewens strewe om uit te kom by dit wat God in sy woord vir een en elkeen van ons instoor het. Baie welkom, myself, Pastoor Stef, altyd lekker om saam met te kuier, besonders 'n nuwe week wat voorlê. Kan jy glo Februarie iets so vinnig gehardloop en ek glo jy het 'n rustige naweek agter die rug en dat jy gereed is vir hierdie week en mag vanaand ook een van daai dienste wees wat tot jou hart spreek en ek wil vir jou sê elke diens wat ek voorberei, jy weet, praat met my eie hart, praat met my eie gees, op grond van wat ek ervaar terwyl ek met mense gesels, terwyl ek mense bedien, en in my eie lewe, en mag vanaand weer eens 'n boodskap tot jou hart wees, want ons almal in verhoudings en huwelike tye wat ons deur storms gaan, en moontlik gaan jy dalk nou deur 'n storm, en as jy nie deur 'n storm gaan nie, wel prys die Here daarvoor, sê vir God dankie, dat jy bevoorreg is. Ek wil jou uitnooi om dit toe te pas in jou lewe, sou jy moontlik dalk in 'n storm tans in jou lewe is rondom verhouding. Ons het nog nie een gearriveer nie. En vanaand is dit my gebed dat hierdie ook jou hartsbegeerte sal wees, dat julle sal uitkom met die plan wat God ook vir julle instoor het. Vader, wat 'n voorreg om vanaand saam te kan kuier en vir elke man en vrou wat vanaand tyd bietjie een kant toe sit om na die woord te luister. Dank vanaand in 'n besonder aan ons verhoudings, aan ons huwelike, paartjies en gesinne, Here, wat moontlik dalk is daar 'n vriend en 'n vriendin wat dalk deur storms gaan. Mag vanaand, Here, U elkeen van ons inspireer deur die Gees, en mag ons dit toepas, en mag ons hoor wat U vanaand vir elkeen van ons sê. Dankie vir genade, dankie vir guns, dankie vir die voorreg wat ons het om ook so te kan bid vir 'n week wat voorlê. Here, seën hierdie man, seën hierdie vrou, wat vanaand saam kuier, dat hy en sy ook in hierdie week sal stap in oorwinning, dat die storms, Here, sal rustig word, en sal bedaar, hy en sy in oorwinning deur hierdie week sal beweeg. Dankie vir Heilige Gees, vir die trooster wat U is, ons te lei en te leer in alle waarheid, en vanaand ook, is dit my gebed vir hom en haar wat luister op TikTok en op Facebook en op YouTube, Instagram, Here, dat U hom en haar sal seën. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ek het vanmiddag met Renier gepraat, en dit gaan nie goed met Renier nie, tans weer in die hospitaal, en ons bid vir Renier, en vertrou die Here werklik waar, vir 'n besonderse aanraking van God. Die woord sê, ek is die Here jou God wat genees. En vanaand hou ons vas aan God se beloftes, en vir u wat nou al 'n pad saam met ons stap, Renier is een van die admin op Facebook, en bly in Mosselbaai, en is al oor die 300-400 keer op dialyse gewees, en ja, shame, ek dink meer, ek dink 1000 en iets, en die week 'n operasie gehad, en ek dink hy het vir my gesê, sy 23, 24ste operasie nou in 2 jaar of so, spit vir hom, en vir hulle sy aan hierdie tyd. Vir jou wat ingeskakel is, baie welkom. Ons maand wat ons gesels oor verhoudings
huwelike, weer eens sê ek vanaand, ek het nie al die antwoorde nie. Ek het hier skoolgeld al betaal in my lewe. Ek dink elkeen van ons kan getuig van 'n pad wat ons gestap het. En vanaand is hierdie een van die aande wat ek ook sommer net so 'n bietjie met jou gesels oor. Jy weet, dinge wat ek ervaar, dinge wat ek sien, dinge wat ek hoor, dinge wat ek optel terwyl paartjies, jy weet, by my sit in die spreekkamer. En vanaand, ons is vir mekaar bedoel, dink ek aan die storms wat baie deurgaan. En is ons regtig vir mekaar bedoel? Is baie keer wat ons vir mekaar afvra wanneer storms woed, wanneer dinge gebeur. En as jy nog nie op ons groepe is nie, op my dagstukkies en op my aandboodskappe wat ek plaas, dan wil ek jou uitnooi om my nommer te vat op TikTok en jy weet, om sommer vir my net jou naam en van te stuur. En ons gaan nie op die groepies laai sodat jy die boodskappe kan ontvang op Facebook. Ek sien nog die Karen, ek weet sy kuier op hierdie stadium 'n bietjie saam met die kinders, maar as sy opkom sal sy my nommer plaas en ja, skryf daai nommer neer, stuur vir my net jou naam en van, ek laai op die groepe sodat jy selfs vanaand se boodskap in PDF formaat sal ontvang. Baie paartjies begin hulle verhoudings met die oortuiging ons is vir mekaar bedoel. Maar later tussen konflik en teleurstellings en finansiële druk en emosionele afstand en ontrouheid, jy weet, wat dreig, dan vra hulle, was ons ooit regtig vir mekaar bedoel? En God se bedoeling met die huwelik, en ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, was nooit dat dit net maklik sou wees nie, maar dat dit heilig, groeiend en genesend sou wees. En so groei ons saam, so stap ons saam hierdie pad. Ek sien jy het my nommer daar geplaas, dankie, op Facebook. En dit bring my by Prediker 4, wat dan sê, dankie ma, sy is ook op vanaand, daar was my nommer. Dit bring my by Prediker 4, en hierdie is so mooi gedeelte, en hoor my hart, as ek dit met jou deel, ek praat oor konflik, praat oor, of ons altyd, as storms daar is, kom hierdie by ons op, is hy of sy die regte persoon? En hoor vanaand, Prediker kom so mooi, en hy sê in hoofstuk 4, vers 9 tot 12, hy sê, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeite, want as hulle val, kan die een sy maat ophelp, maar wee hom wat alleen is as hy val, en daar is nie 'n tweede om hom op te help nie. Ook as 2 saam lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleen warm word? En al sou iemand die een oorweldig, 2 kan teen hom stand hou. 'n 3voudige koord word nie maklik gebreek nie. So vanaand die waarheid is dat ons is nie vir mekaar bedoel omdat ons perfek by mekaar pas nie, maar ons is vir mekaar bedoel met God 'n plan en 'n doel het ons saamgeroep het om dit saam te vorm, saam te slyp en te dra aan die laste saam. Vra jouself, het ons al God se plan vir ons verhouding ontdek? En dit wat jy vanaand jouself afvra. Jy sien, wat ons nooit aanspreek in ons verhoudings nie, is dat ons het almal verander. Ek dink ons groei in verhoudings, ons groei in ons huwelike. En ek dink nie ons besef dat in hierdie groei, dat my pasmaatjie ook in hierdie proses, jy weet, groei en verander.
En ons moet dit kan lees, ons moet dit kan verstaan. Een van die grootste krisisse in huwelike, wat mans vir vrouens sê, en vrouens vir mans sê, jy is nie meer dieselfde man, wat ek getrou het nie. Jy is nie meer dieselfde vrou nie. En dan moet ons maar verstaan vanaand, die waarheid is, niemand van ons bly dieselfde nie. Ek dink net, dis onregverdig om iemand te wil vashou, soos 'n perd wil terughou, om te beweeg. Hy's gebou om te hardloop, hy's gebou om te beweeg. Die mens is geskep om te groei. Die mens is geskep om te ontdek. Die man het 'n purpose, die vrou het 'n purpose, jy het 'n identiteit, jy het emosies, jy het 'n mens wees. En daarom moet ons ruimte skep vir mekaar in die verhouding. Ons moet toelaat, as ons nie toelaat om te verander nie, gaan ons stagneer. En dis een van die gevaarlikste plekke in enige verhouding, is om maar net dieselfde te wil wees. En dis so verkeerd om te kom by 'n plek om te sê, jy het so verander. Dis goed om te verander. Ten goeie, nee. Die waarheid is, niemand bly dieselfde nie. Maar baie huwelike breek omdat mense verwag die ander moet bly wie hy was toe hy haar ontmoet het of toe sy hom ontmoet het. Dink net vir 'n oomblik. Ek is nie meer wat ek was toe ek 20 was nie. Ek is 52. Ek is nie meer. Ek word 52. Ek is nie meer toe dieselfde persoon as ek 35 was nie. Dinge verander in 'n mens se lewe. Van ek 40 geword het tot 50, het daar soveel in my lewe gebeur, het ek soveel gegroei in my menswees as man, dat as ek terugkyk, kan ek nie dink ek het so opgetree in my 30s nie. Ek kan nie dink dat ek het selfs in sulke argumente betrokke geraak nie. Jy groei. Dis mooi om te groei, manne. Dis mooi om te groei, vroue. Jy weet, die skrif kom en hy sê so mooi in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En mag hierdie vir jou 'n oplossing bring vanaand, dat jy kan besef dat leer jou maat weer nuut ken. En ek dink vanaand dis die mooi om op 'n plek te kan kom om te sê, en dalk het en hoor my vanaand. En ek het nou die aand, ek het so baie, jy weet, as jy hier langs die dam, as jou vensters oop is dit muggies, en dan het my hele plafon so vol. Ek het met 'n bottel doom langs die bed gelê, en ek het gespuit, en laat wakker gelê. Toe dink ek, juis hieraan. Mense is geneig om te maklik op te gee. En kom ons wees eerlik, ek dink ons almal het al in 'n lewe te maklik handdoek ingegooi. Spyt oor dinge. Jy kan net nie die horlosie terugdraai nie, klok terugdraai nie. En vanaand dink ek aan, jy weet, rondom jou vrou, rondom jou man, rondom jou pasmaat. Daar's tye wat dit moeilik gaan. Dan is dit nodig om in 'n oortreffende trap in te beweeg, om in vol moed te gaan. Is om te sê, ek gaan nie opgee nie, ek kies eerder om in hierdie moeilike waar ons nou is, onsself te bevind, om harder te werk, meer sensitief te wees vir mekaar se harte, meer spasie en ruimte vir mekaar te gee, en die ander deel van haar, van hom te ontdek en te leer ken. Moenie net vra, hoekom het jy verander nie? Jy weet, vra eerder, wie word jy nou? Waartoe is jy op pad? En hoe kan ek as man saam met jou groei? Hoe kan ek as vrou saam met jou groei? In hierdie fase waar jy jouself bevind. Ek wil nie agterraak nie.
Pas op dat die een nie voor die ander een uitloop nie. Hê geduld, hê genade vir mekaar. Maak tyd vir mekaar. Hoor mekaar se harte en verstaan hoekom hy nou is waar hy is, hoekom sy is waar sy nou is en moenie krities en moenie afbreken teenoor haar of hom optree nie. Ons kan nie bekostig om weggedryf te word van mekaar nie. Nee, jy kan nie bekostig in hierdie dag en uur om nou van mekaar weg te wees nie. Ons moet nou eerder nader aan mekaar kom. En dit is my so mooi wanneer hy sê, ons is mos nou nuut in Christus Jesus, alles het verbygegaan. En as ek praat hiervan, dan moet ek verstaan ook dan, ons groei as mans, ons groei as vrouens, en ook in ons verhoudings, moet ons saam kan groei. Pas op, dat jy nie uit jou maat uit groei nie, deur om eerder jou eie gedagtes en jou eie leefstyl te wil volg. Dit is so gevaarlik, om in hierdie dag en uur alleen te wil beweeg in jou huwelik, alleen te wil beweeg in jou verhouding, dinge alleen te wil doen, dinge alleen te wil besluit. Ken jou pasmaat, pas op dat jy nie te selfsugtig raak en so groot raak in jouself dat jy net aan jouself dink nie. Dis hoekom ek 'n maat het. My hulp, my helper. Manne, kom ons hoor vanaand haar hart. Kom ons hoor sy hart. Kom ons stap nie verby van mekaar af weg nie. Ons hou mekaar se hande vas. Ons stap hierdie pad saam. Ek wil jou meer leer ken in hierdie fase waar jy nou is. Onthou, ons gaan in ons emosies, in ons intellek, in ons menswees as individu gaan deur dinge baie keer in ons alleenheid en worstel met dinge by onsself. En nou is dit nodig dat ek haar nie kritiseer of hom kritiseer nie, maar die water toets of die tyd kan lees en die oomblik kan lees om nie haar of hom te mis nie. Dat ons in pas sal wees. En hoe bly ons in pas is om saam te bid, saam tyd te spandeer, saam dinge te doen, saam oor dinge te besluit, mekaar te ken. Ek vra eerder, wie word jy nou? En hoe kan ek saam met jou, ek wil hierdie journey saam met jou stap, en ek wil saam met jou in dit groei. Jy weet, prakties, sit dalk een aand op sy, sit dalk een dag op sy, en vra mekaar, maak tyd, vat dalk 'n naweek weg van die kinders af, stuur hulle na jou ouers toe, stuur hulle na jou vriende toe, maar spandeer 'n bietjie tyd saam. Maak tyd vir mekaar en kom by mekaar uit en vra 'n bietjie vir haar, vra 'n bietjie vir hom, wat het in jou verander die laaste jaar, die laaste 5 jaar? Een van die gevaarlikste dinge is om stil te bly. Die gevaarlikste is om nie met mekaar te kommunikeer oor veranderinge nie. As jy dit opmerk in jou maat, as jy dit opmerk en dalk is sy besig om met dinge te deel by die werk, hy dalk te deel met goed wat jy nie van kennis dra nie. En ons wil so in die gejaag om tafel tussen kinders en tussen programme en tussen badwater en tussen slaaptyd, wil ons gou hoor, hoe gaan dit met jou hart en met jou siel? Nee, maak tyd vir mekaar. Vat tyd af om te gaan sit en mekaar te hoor en ontdek weer sy hart, ontdek weer en sê, ek hoor jou hart. En ek wil hierdie saam met jou stap. Jy weet, vra, wat is jou grootste vrese nou? Vra, wat vrees jy nou? Waar kan ek daar wees? Wat het jy nodig wat jy nie hardop sê nie?
Ek het nodig dat jy met my praat. Ek het nodig om te hoor. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê, hoe ons verby mekaar kan beweeg en hoe ons mekaar kan verloor langs hierdie pad. Daar's diep seer ook. En diep seer kom van jy het my seer gemaak. En as ek dit sê, dan praat ek, en ek wil jy moet hoor wat ek vir sê, ons is vir mekaar bedoel. En deur storms wat ons gaan, moet ons mekaar vind. En vanaand is dit daai diep seer van woorde wat ons vir mekaar gesê het, dinge wat ons gedoen het teenoor mekaar, bewuslik en onbewuslik wat mekaar seer gemaak het. Baie keer sê ons goed voor vriende, wat ons nie besef wat ons gesê het nie. En ons maak ons maatjie seer. Geen huwelik bly seervry nie. Is ek negatief? Nee, dis die realiteit. Daar's sekere woorde wat net nooit teruggevat kan word nie, nê. Goed wat gesê word, wat gesê is in die lig. Daar is verraad, daar is verwaarlosing, daar's emosionele afstand. Kolossense kom en hy sê in hoofstuk 3, vers 12 en vers 13 die volgende. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innige ontferming. Met innige ontferming. Goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. En verdra mekaar, hoor wat sê hy, en verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Hier kom vergifnis, hier kom om mekaar se harte op te pas en mekaar nie te breek nie. En wat die ander een 'n klagte teen die ander een het, so moet julle mekaar kan vergewe, soos Christus julle ook vergewe het, so moet julle doen aan mekaar. 'n Belangrike waarheid is dat vergifnis is nie om pyn te ontken nie, maar vergifnis is om te sê ek laat nie toe dat hierdie pyn my verhouding, my huwelik definieer nie. Die foute definieer ons nie, die mislukkings, ek het dit gedoen, ek het verkeerd, ek het opreg nederig om verskoning gevra, ek het berou gehad. En ons moet ontdek, ons moet verstaan, en ek wil terugkom by dit, Boeta, Sissa, hoor vanaand, hierdie is so belangrik om ruimte te skep vir mekaar, is om spasie te maak, en ek wil dit weer eens sê, vergifnis is 'n besluit, dis nie 'n gevoel nie. Hierdie is gevaarlik as jy vergifnis wil meet aan gevoel. Dis 'n besluit. Ek wil 'n besluit neem. 'n Besluit om te sê dat ek vergewe. Om vanaand te verstaan dat jy en ek vir mekaar bedoel, en ons het storms, is wat ek net nou gesê het, is dat ons nie afstand tussen ons gaan laat kom nie, maar dat ons harder gaan werk, dat ons oorgaan in die volgende raad, om te sê, jy weet, ons gaan deur 'n taai tyd, maar ek sit myself in vol by vol, ek gaan nie die duiwel die kans gee om te steel en te roof van ons nie. Ek glo vanaand, jy share hierdie boodskap en jy deel dit, want dit is eintlik so kosbaar. Want ons almal het maar storms. Ons almal het maar ons aftye en ons tye en ons moeilike tye en ons dinge wat ons sê, maar genesing is 'n proses, is nie 'n oomblik nie. So, ek moet by daai plek kan kom om te kan besef dat, om dit nie te ontken nie, ek laat nie toe dat hierdie pyn my definieer nie. Emosionele afstand is, ons leef soos
jy weet, kamermaats. En dis iets wat jy en ek in gedagte moet hou vanaand, want baie huwelike is nie kwaad nie. Maar hulle het vervreemd geraak van mekaar. Selfone, stres, kinders, moegheid, ek het vanoggend dit genoem, een van, jy weet, wat ons mislei en aflei en ons het mis is wanneer ons moeg geraak, ons moet pas op. Jy weet, daai moegheid steel ons intimiteit, ons plaas soveel energie in ander, ons kan soveel tyd kommunikeer met ander, maar ek het nie tyd vir jou nie. Ek het tyd om tyd te maak vir ander, maar nie nou vir jou nie. Is 'n rooi lig. Dis eintlik 'n lokval van Lucifer om dit te breek. Intimiteit om vervreemd te raak. Ons is saam, ons is eintlik nie saam nie. Hooglied kom en hy sê in hoofstuk 2 vers 15, vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan en bloei. Dis hy klein goedjies wat jy toelaat om iemand weg te stoot, jou maatjie weg te stoot, laat jy daai jakkalsies meer word en hulle verwoes. Wat is die klein jakkalsies vandag? Die jakkalse vandag. Wat is dit? Daai onuitgesproke seer, daai werk bo huwelik, daai foon bo gesprekke, stilte bo eerlikheid, om eerder vir mekaar, nou bly ek eerder stil, want ek is te bang om met jou eerlik te wees, want jy gaan offended voel. Intimiteit, en hier is die oplossing. Hoor my hart vanaand, intimiteit moet beplan word, en daarna toe gewerk word, en nie verwag word nie. Jy sien, maak tyd vir gesprekke. Wanneer laas het jy vir jou man gebid? Wanneer laas het julle saam gebid? Wanneer laas het julle saam gelag en fisies naby mekaar gewees, die intimiteit? Wanneer ons twyfel, en dit bring my by 'n volgende punt, het ek met die regte persoon getrou? Is ek saam die regte man? Is ek saam die regte vrou? Jy sien, hierdie vraag kry jy eintlik altyd by paartjies, by elke paartjie. Nie omdat jy met die verkeerde persoon getrou het, maar omdat die vyand altyd twyfel wil saai. En hy sal kom om dit te wil kom, 'n saadjie kom plant. Markus 10 sê in vers 9, en dit is vir my so mooi, hy sê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens mag dit skei nie. Wat sê ek vanaand vir jou? God het nie net julle ontmoet nie, maar hy het julle verbind met 'n doel. Jy's nie vir mekaar bedoel omdat dit altyd maklik voel nie, maar omdat God julle gekies het om saam te groei deur moeilike tye, en ek moet 'n keuse maak om te sê dat ek gaan nie hierdie afstand duld nie, hierdie skeiding duld nie, ek gaan nie die duiwel hou vas geen vatkans gee nie. Ek gaan nie aan werk, ek gaan nie aan veg, ons gaan tyd maak, en ons gaan saam hierdie pad stap. Daar's praktiese herstel
punte, en 'n herstelpad vir huwelik. Daar's praktiese herstelpad vir dit. Wat wil ek eerstens sê? Herstel hy kommunikasie. Kommunikasie is so belangrik. Spreuke 18 sê in vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit lief het, sal die vrugte daarvan eet. In die mag van die tong. Ek moet vanaand besef dat kommunikasie in die dag en uur so nodig is. Ek gaan nie jou hart ken, ek gaan nie weet wat in jou binneste aangaan as jy nie met my praat nie. Deel met my jou hart, deel met my jou emosies. Moenie net stil bly nie, moenie bang wees en moet dit nie sien, Boeta, as sy met jou praat, Sissa, dat dit, jy weet, dat daar moet 'n wenner wees nie. Sien dit, dat hy praat en sy praat van 'n omgee uit 'n bekommerde plek uit. Erken die waarde. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit lief het, sal die vrugte daarvan eet. Eerstens is daai respek. As jy wil herstel in jou verhouding, begin dit by kommunikasie. Tweedens begin ek by 'n plek om daai respek te herstel. Efesiërs kom so mooi en hy sê in vers 33, laat elkeen van julle eie vrouens lief hê soos homself, en die vrou moet haar man eerbiedig. Is dit nie vanaand so kosbaar om te besef dat, jy weet, kommunikasie en kommunikasie en respek loop hand in hand. Dit bring my die derde punt. Het ons nog respek vir mekaar? By die tweede punt, respekteer ons mekaar. Derdens wil ek vir jou sê, bid vir daai geestelike eenheid. Jy sien, bid saam, al voel dit ongemaklik. Bid saam, al is daar 'n storm, al is jy in 'n storm. Hoekom sê ek dit? Gebed verander sake. Daar's krag in gebed. Ons twee het mekaar gekies, ons het voor 'n kansel gestaan, ons het voor God en voor mense en getuies mekaar gekies. Kom ons kom weer op ons knieë voor God. Kom ons begin weer daar. Ek wil eintlik by 'n slotsom kom om te sê, ons is mekaar bedoel. En jy moet dit vir haar sê, en sy moet dit vir jou kan sê. Ons moet dit vir mekaar kan sê, mekaar se oë kan kyk, en te kan sê, ons is mekaar bedoel. Romeine 8, so mooi, sê in vers 28 die volgende, en ons weet, dat vir die wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir die wat na sy voorneme geroep is. God gebruik selfs julle konflik, julle trane, julle mislukkings en om julle nader aan mekaar te bring as julle God toelaat. Daar's 'n vervaldatum aan trane, daar's 'n vervaldatum aan alles deur vergifnis. Die tyd is te min. As ons so maak, is 'n jaar verby. Van uitstel kom afstel. En om uit te stel om ag te gee en aandag te gee aan hierdie belangrike onderwerp vanaand, gaan julle by 'n plek bring van
swaarmoedigheid. Dit gaan julle bring by distance. Ons gaan verby mekaar leef. Ons gaan mekaar mis. Ek het nie al die antwoorde nie, maar ek glo vanaand dit wat ek met jou deel vir jou sin maak. Ek glo dat dit wat ek vir jou sê, jy hoor. En dalk is daar baie goed wat jy kan bysit, dalk is daar goed wat jy nie meer saamstem nie. Maar oomblik as ek sekere goed kan identifiseer en kan herken, en oop kan wees en saam te kan werk, die pad te kan stap. Tjoh, dis nie mooi. En dit is my gebed vanaand vir jou verhouding, is om daai jakkels, wat jy maar net so, daai jakkelsies, wat net daar is, selfs is niks nie, om het aan te spreek vanaand. Jy dit hoor wat God vanaand vir jou sê. Ek wil afsluit en ek wil vir jou bid. Vir julle bid. Here Jesus, ek sien elke huwelik vanaand wat moeg is. U sien die seer wat nie uitgespreek word nie. U sien die afstand wat tussen harte is. En vanaand bid ek, Here, dat hierdie woord, hierdie rema woord, gestalte sal neem in harte en in lewens. Dankie vanaand, Here. Dankie vanaand vir 'n voorreg wat ons gehad het om te kon hoor. Ag te kan gee. In Jesus se naam. Begin by my. Here, dit begin by my. Nie by my maat nie. In Jesus se naam. Amen. Kom ek en jy verklaar vandag, wat God saamgevoeg het, kan niemand breek nie. Kom ons herstel wat stikkend is. Kom genees wat seer is, Here. Kom hernie liefde waar dit koud geword het. Here, leer ons om mekaar weer te kies, selfs in die nie maklike tye. Ons verklaar. Ek wil jy moet dit verklaar vanaand. Ons is vir mekaar bedoel. Ons is vir mekaar bedoel omdat U ons saamgevoeg het en geroep het. Kom ek en jy, en as jy nog nie getroud is nie, bid tot God en vra God, wat is God se plan? Hoe kom ons saam? Hoe kom jy saam my? Het jy al gebid, het ons al gebid, oor God se plan vir ons? Het ons dieselfde passie? Het ons dieselfde uitkyk en drome vir die toekoms? Of het ons so half getroffen, gaan maar net so deur die lewe gaan. Julle gaan vasbrand iewers en later agterkom dat ons word nie saam nie. Ons moes nooit eens saam opgeëindig het nie. Maar nou is ons saam. En as jy nou saam is, wat doen ons nou? Nou gaan bid ons twee. Nou gaan soek ons God se wil. Ons vra vergifnis, omdat ons nie God geken het in ons verhouding nie. In ons keuses nie. Maar Here, nou spring ons saam weg en ons soek U wil. U volmaakte wil. Dit was lekker geweest om vanaand saam mee te kuier en ek gaan hierdie boodskap nou op ons groepies plaas en sien uit om hierdie week saam mee te kuier en pas jou op, jy's kosbaar en
môre tot donderdag aand tussen 8 en 9 kuier ons weer so saam. Pas julle op, weet dat ek saam met julle bid en jy's kosbaar en jou maat is kosbaar en wat jy insit, soos jy gaan uitkry, wat jy water gee, is wat gaan groei. Spreek lewe. Onthou die mag, is lewe in dit wat jy spreek. Jy op TikTok, Facebook, YouTube was lekker geweest om vanaand saam julle te kuier. Goedheid en guns. Sien julle môre aan. God bless.